Jy is welkom om as jy die Bybel saam met jy het by Johannes 20 oop te maak. Ons gaan hierdie storie van vers 19 af lees, maar ek gaan so 'n bietjie die ander net verduidelik. Maar kom ons hoor net gou wat sê hierdie gedeelte vir ons. Johannes 20 vanaf vers 19. Daardie Sondag-aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle, "soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie." Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom: "Ons het die Here gesien." Maar hy sê vir hulle: "As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie." Kom ons bid gou weer saam. Here, dankie dat hierdie verhale vir ons behoue gebly het. Dankie dat dit opgeteken is, dankie vir dat U dit so beskik het, Here, dat dit hierdie eeue heen, dat ons dit kan nou vandag hier kan lees in ons eie taal. Dankie, Here. Dankie vir hierdie verhale, dankie vir die menslikheid van hierdie verhale. Dankie, Here. Here, ek kom vra vanmôre, waar ons, Here, U opstanding vier, waar ons nadink oor dit wat U vir ons kom doen het en vir ons kom bied, Here, kom vra ek dat U ons elkeen sal kom ontmoet. Here, op die plek waar ons is. Soos die disippels, soos Thomas, soos Maria, soos Petrus en Johannes in hierdie verhale, Here, is ons almal op verskillende plekke in ons geloof en het ons U op verskillende maniere nodig. Ons behoefte ten opsigte van die aanraking, Here, verskil. Maar kom vra dat U nie een van ons vanmôre sal verbygaan nie. Dat U ons op 'n manier sal herinner van U liefde, op 'n manier, Here, ons sal herinner aan U oorwinning en dat U is groter en dat U is almagtig. En dat daar niks is wat U nie kan doen nie. Herinner ons ook vandag, Here, dat U ons nooit in die steek sal laat of verlaat nie. U ons nooit sal los nie. En bo dit alles, Here, herinner ons dat U ons liefhet. Dat ons vir U kosbaar is. Asseblief, Vader. Mag ons al daai dinge vandag ervaar, mag ons dit hoor, mag ons dit glo, Vader. Mag ons dit glo dat dit waar is vir my en ook vir elke persoon saam met my hier vanmôre. Dankie, Jesus. Gebruik ook my as die dienskneg vanmôre tot uitbreiding van die koninkryk. In Jesus naam. Amen. Broer en suster, hierdie opstandingsverhale wat in Johannes 20 vir ons opgeteken is vir my een van die mees eerlik en opregste en ook intieme momente in die Bybel. So menslik, dit is asof Johannes ons wil help en hy nie net vir ons 'n klomp feite kom gee en sê dis presies wat dit was nie, maar dis asof hy so half met ons 'n pad stap, 'n reis van ons geloof deur hierdie gewone mense wat met Jesus te doen gehad het nadat hy opgestaan het. Johannes neem ons hier van Johannes 1 af, waar Maria opgedaag het by die graf en gesien het die klip is weggerol.
En hy kom skets dit so mooi hoe sy teruggaan na Petrus en na Johannes toe. En toe sy vir hulle sê, toe hardloop Petrus en Johannes na die graf toe. En Johannes kom skets hierdie komiese gedeelte daarvan dat hy en Petrus het so half resies gejaag, want toe kom anders sal Johannes wil sê, ons het saam gehardloop, maar toe was ek eerste. Jy kan half sien hoe ek vat Johannes om al by die einde verby, om eerste in te gaan by die graf, om eerste te sien. Maar dis huiwering wat hom weerhou om in te gaan, maar Petrus, die voortbarige, impulsiewe persoon wat hy is, en soos ons hom leer ken, hy gaan binne in die graf en om te sien, dat Jesus se linne daar lê en dat die kopdoek daar is, want Jesus nie meer daar is nie. En later toe gaan Johannes ook in. En dan kom die verhaal waar Johannes vir ons vertel hoe Maria Magdalena agterbly en huil oor wat het nou van Jesus geword, en sy dan die eerste een is van hulle almal wat vir Jesus sien, maar hom nie herken dadelik nie. Later sien ons dit ook met Thomas, na hierdie verhaal van ons, waar Jesus weer by die disippels verskyn, en toe is Thomas ook daar, en toe herken hy vir Jesus. En hy glo. Nadat hy self gesê het, ek sal nie glo voordat ek nie self my vingers in sy hande gesit het, en my hand in sy sy gedruk het nie. Glo. En dis 'n hele klomp verskillende mense, verskillende reaksies, verskillende dinge wat hulle geervaar het, maar almal van hulle op 'n manier trek ons so af in hierdie storie in Jesus wat opgestaan het. En ek weet nie of u en enigiemand van hierdie jouself kan identifiseer nie, of dalk selfs in almal. Jesus het opgestaan, hy het regtig opgestaan. Elkeen gee 'n treetjie nader om iets van Jesus te leer. Elkeen ervaar iets persoonliks, soos asof Jesus spesiaal moeite doen om by sy disippels op te daag. En dadelik wat ek wil hê, ek en u sal hoor, is dat hy ook op so 'n spesiale manier by ons elkeen wil opdaag. En nie net een keer nie, maar elke dag om ons te herinner. Maar hy het opgestaan. Daar's oorwinning. En dan kom hierdie gedeelte waarop ons vanmôre fokus, waar Jesus verskyn aan sy disippels in 'n geslote vertrek. Hulle is bang, hulle is vasgevang, bang vir die Jode, bang, wat nou, waarheen nou? En in hulle vrees, kom ontmoet Jesus hulle. Kom maak hy homself aan hulle bekend. Nie deur 'n groot wonderwerk nie, alhoewel dit indrukwekkend was dat hy net by hulle kom verskyn het. Hy kom nie met baie mooi woorde of groot woorde nie, wat hy doen is, hy kom wys sy wonde. Hy sê vrede vir julle, en dan kom wys hy sy wonde in sy hande en in sy sy. En dis waaroor ek graag met u wil gesels vanmôre. Wat sê hierdie wonde van Jesus vir my en vir u vandag? Johannes sê vir ons, die disippels was bang, hulle was vasgevang, hulle wat vrees gehad, hulle sit agter toe deure, hulle was onseker. Wat gaan nou verder gebeur? Gaan Jesus weer aan ons verskyn? Wat moet ons hiermee maak? Hoe moet ons hiermee maak? Waarheen nou? En hier sit hulle vasgekeer in vrees en in twyfel. Iets waaroor ons as mense hulle natuurlik glad nie kan veroordeel nie. Ons elkeen hier vandag weet, wat kan vrees aan jou doen? Wat kan angs aan jou doen? Angs kan jou lam maak, angs kan jou laat oorweldig voel. Angs maak dat jy irrasioneel optree. Vasgevang voel, en ons ken daai gevoel van vrees. Al is ons gelowiges, al weet ons Jesus het opgestaan, beleef ons self ook hierdie vrees en onsekerheid. En let dan op wat in hierdie verhaal gebeur. Terwyl hulle hier saam is, bang, onseker, daag Jesus in hulle midde op, in 'n verheerlikte liggaam, opstandingsliggaam. Kom nie deur 'n deur nie, hy is net skielik daar en hy sê vrede vir julle. En dan asof die disippels nie daai eerste vrede vir julle kon ontvang nie, dalk het Jesus dit in hulle oë gesien. En toe kom hy verder, maar lyk my verder is nodig dat ek julle net my wonde wys. En dan wys Jesus sy wonde vir hulle, en dan sê hy weer vir hulle, vrede vir julle. Nadat hulle hom werklik gesien het,
toe kon hulle die vrede ook ervaar. En dan baie keer praat ons van ongelowige Thomas, né? Nou sê Thomas het nie die eerste keer geglo nie, maar die disippels self het ook gedoen. Hulle self het ook eers nodig gehad dat Jesus hulle sy wonde vir hulle moet wys, so voordat hulle kon glo, voordat hulle die vrede kon ontvang. Thomas was nie daar nie en hy vereis, dis wat hy graag wil hê. En later aan weet ons in hierdie verhaal wat ons nou nie saam gelees het nie, dat Jesus dit ook vir hom kom bied het. En dat dit later nie is, sê die skrifgedeelte nie vir ons eers nodig was vir Thomas om noodwendig sy hande daarin te druk nie, want toe hy Jesus sien, toe weet hy en toe glo hy en toe roep hy uit, my Here en my God. Nou kan ons vra, hoe belangrik is Jesus se wonde in hierdie verhaal? Waarom skryf Johannes so spesifiek hieroor? Wonde aan Jesus se opstandingsliggaam. Wat wil hy vir ons kommunikeer? Wat wil hierdie wonde, wat 'n storie wil hierdie wonde vir ons vertel? En broer en suster, en daaroor kan ek en u baie eerlik wees, nee, wonde vertel 'n storie. Het u ergens aan die lyf wonde van toe u kind was? Ons as mense ken ook baie van ons eie wonde het stories. My oom, my pa se broer, hy het so lelike littekens hier gehad. So ek kan onthou toe ons as kinders vir hom vra, maar wat het hier gebeur? Dit hy verlang vir ons laat verglo, hy het met 'n krokodil gestoei. Verstaan? Ons gedink, "Sjoe, dit is reg." Maar as jy dink aan nou sy eie wonde, dink jy baie keer aan lekker kinderdae, knieë oopval, tone oopstamp, dalk 'n arm of 2 gebreek. Jy het goeters aangevang wat jy nie altyd oor so trots is nie, of wat jy nie moes nie, dalk 'n sleutelbeen, 'n duim, been oopgesny. Soms is van hierdie wonde, trotse wonde, en jy maak nogal. Is lekker om daaroor te praat, is lekker, is 'n mooi storie as ek na hierdie wond kyk, maar nie alle wonde het daardie positiewe stories nie, nee. Ons het ook wonde van swaar kry. Wonde van siekte, wonde van operasies, wonde van ongelukke. En dan natuurlik het ons ook nie net fisiese wonde nie. Dit weet ek en u ook baie goed. Daar's ook emosionele wonde. Wonde van trauma, van hartseer, van vernedering, van verlies, van teleurstelling, van verwerping, van skaamte, van verskriklike seer. En elkeen van daai wonde vertel 'n storie. Nie altyd die maklikste storie nie, nie altyd eenvoudige stories nie, maar dit het 'n storie. Dit vertel 'n bietjie gedeelte van wie ek en u is, waardeur ons alles gemaak het, stories en gebeure wat my gevorm het, gemaak het wie ek is vandag. Wonde van die wonde wat dalk al genees het, en van hierdie wonde wat nog besig is om genees te word, wat nog seer is en nog skoonmaak en herstel nodig het. So het my wonde stories. So watter storie vertel Jesus se wonde vir ons? Wat kom bied sy wonde vir my en vir u? Eerstens wil ek vir u kom sê, Jesus se wonde kom getuig, kom verkondig, kom trompeter aan die wêreld, dat hy is die Seun van God. Hy dra die wonde van die Seun van God wat gesterf het aan die kruis en opgestaan het. Dit is hy. So erken sy disippels hom, so weet hulle dat dit is wie hy is. Thomas erken dit, die disippels erken dit, ons ken Jesus deur sy wonde. So weet hulle, dit is sy liggaam wat aan hulle gewys word. En hierdie wonde kom sê vir ons nog meer, dat ons kan sien, dit wat Jesus kom doen het, was om die verhouding tussen ons en God te kom herstel. Hierdie wonde is daar sodat ons kan weet, daar's vir ons versoening, daar's vir ons vergifnis. Dis wat sy wonde vir ons wil wys. Die wonde wil kom sê, dat die Here is toeganklik, hy is beskikbaar, hy is bereikbaar. Hierdie wonde wil kom sê, dat ons sien, dat Jesus was ten volle God, maar hy was ook ten volle mens. Hy het mens kom word. En in hierdie verheerlikte liggaam wat wonde het, kom wys dit dat hy is broos vir ons, soos wat ons ook broos kan wees vir hom. En vir my een van die nog die mooiste en diepste waarhede ook is dat hierdie wonde wat Jesus vir my en vir u kom bied, is om te sê dat hy deel regtig in ons pyn.
dat wanneer ons enige wonde wat ons ooit in ons lewens opgedoen het, Jesus verstaan, Jesus kom deel daarin, en nie net kom deel hy daarin nie, maar wil hy daardie wonde op hom kom neem. Wil hy dit van ons af wegneem. Daarom getuig Jesaja 43, 1 Petrus 2, kom herinner Petrus ons ook aan daardie woorde wat sê, deur sy wonde is daar vir my genesing. So dis wat Jesus se wonde kom kommunikeer. Dat daar in my wonde is daar hoop en genesing. Broer en suster, en daarom is dit so belangrik. So belangrik dat ons nie Goeie Vrydag sal mis nie. Goeie Vrydag waar Jesus gekruisig is, waar hy gelei het en gesterf het. Dit is so maklik dat ons van ons geloof, baie mense doen dit, net 'n leeg graf geloof maak, net oorwinning maak, alles moet reg wees, en alles moet goed is wees, en alles moet uitwerk, en so half siekte en alles wat sleg is net verjaag. Maar wanneer Jesus vir ons sy wonde kom wys, kom vertel hy vir ons, maar ons moenie Goeie Vrydag mis nie, ons moenie mis dat daar soms gaan swaar kry, en dinge gaan sleg wees, en dinge gaan dalk partykeer oorweldigend voel. Maar daar is nie net 'n Vrydag nie, daar is 'n Sondag. Ons dien nie 'n Here wat sê ons mag nie swaar kry of ons mag nie seer hê nie. U en ek wat die lewe al mooi geleef het, weet dat dit almal van ons dra wonde. Ons mag erken ons het nog wonde, ons mag erken ons wonde is nog nie heeltemal gesond nie, ons mag erken ons wonder nog en ons twyfel dalk nog en ons is nog nie heeltemal gesond nie, ons mag dit vir mekaar sê, ons moet dit vir mekaar kan sê. Dis waar Jesus ons kom ontmoet. Dis met sy wonde in ons wonde. Wonde van Jesus se opstandingsliggaam kom sê dat ons mag en moet eerlik wees oor ons eie. Dis waar genesing lê, dis waar oorwinning lê. Die wonde van Jesus se opstandingsliggaam sê ek vir ons dat ons die kruis van Jesus moet ernstig opneem. En dit is so belangrik, baie keer word daaroor gepreek ook en gesê, verstaan, dit wat dit Jesus gekos het aan die kruis was nie maklik nie, dit was nie goedkoop nie, dit het sy lewe gekos, sy verlossing het 'n klomp dinge vir my en vir u kom bring. Maar dit was 'n verskriklike duursame prys om te betaal. En daarom het Jesus wonde, en daarom wil hy sy wonde vir ons kom aanbied en sê, kyk, en dit help ons om te glo. Glo Jesus is die seun van God, maar hy was ook die seun van die mens. Daarom kom skryf Petrus, deur Jesus se wonde is daar vir my en vir u genesing. Is daar lig in die donkerte. Is daar hoop, is daar herstel. Daarom kommunikeer Jesus dat dit vir ons ander kan die wonde is, daar's 'n pad ander kan die wonde. Daar's 'n leë graf wat wag. Vrydag het regtig gebeur. Vrydag was baie sleg, maar daar is 'n Sondag op pad. Daar is 'n Sondag wat ek en u kan bly getuig en kan bly oor hoop en weet dit sal wees. Tony Campolo het so baie mooi preek waar hy so klomp dinge sal sê, dan sê hy, dit was Vrydag, maar Sondag is op pad. En 'n klomp seer en 'n klomp wonde kan noem, wat ons kan noem, kan sê, maar nou is dit Vrydag, daar's 'n Sondag op pad. Daar is genesing. Daar is hoop. Daar is meer, daar is 'n opstanding. Die mag van die dood is oorwin. Broer en suster, en wanneer ek hieroor praat, is dit so nodig dat ons sal hoor dat ons wonde, ons vrese, dat dit ons nie hoef te verlam nie. Maar dit verlam. Dit oorweldig. Partykeer voel dit te swaar en te veel. En dis waar die opstanding van Jesus Christus soveel hoop bied. Dis die realiteit dat daar dood oorwin is, dat daar herstel moontlik is, dat daar lewe na die dood is, dat die graf
van vrees en van seer oopgebreek kan word en vir ons vrede kom bied en sê vrede vir julle. En hierdie vrede kom deur my wonde wat sal genees. So daarom is dit, as ons hierdie beeld kan gebruik van die disippels wat daar in hierdie vertrek was en vertrek sit, dat ons vir onsself kan sê, dat alhoewel hulle daar vasgevang was, dat ons nie hoef te skuil in die donker nie, maar dat ons met die Here dit na die lig toe kan bring, sodat sy lig vir ons dit kan kom herstel. Sodat sy lig vir ons die oorwinning kan bring, sodat sy lig die genesing kan bring, sodat sy vrede en sy vreugde en sy hoop en sy genesing vir ons die nodige uitkoms kan bied. Ek sluit af. Soos wat Jesus bereid was om sy wonde te erken, dat ons dit ook sal kan doen. Dat ons dit teenoor hom sal erken, sodat ons dit vir hom kan gee, sodat ons dit vir hom kan oorhandig, sodat daar deur sy wonde vir my en vir u kan genesing wees. Sodat ons hom sal toelaat om die genesing te laat gebeur, die oorwinning, die nuwe lewe. En dis wat Pasies vir my en vir u kom verkondig. Geen graf, geen dood, geen vrees, geen wond hoef die lewe terug te hou van my af u nie, want Jesus het opgestaan. En daarom kom Romeine 8 vers 38 en 39, die volgende kom hulle dit verkondig en kom sê, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Kom ons bid saam. Terwyl die oë net so toe is, wil ek jy uitnooi om self met die Here in gesprek te wees. En as daar dinge is wat u vir die Here wil bring, dat u nou hierdie geleentheid sal gebruik. As daar dinge is wat u hom voor wil vertrou. Dinge in jou lewe waar jy 'n opstandingssondag, opstandingsmomente nodig het. Kom bring dit nou na die Here. Ek gaan nou tyd gee vir stil gebed en dan sal ek afsluit met gebed. Gebruik ek die geleentheid om mense wat jy weet tans die woorde nodig het om te hoor van Jesus vrede vir julle, dat u sommer ook hulle gou aan die Here opdra. Wat nodig het om te weet in hulle wonde is daar hoop. Bring hulle gou na die Here. Dankie Here dat u vir ons die prys betaal het.
Dankie Here dat U die dood kom oorwin het. Dankie vir die hoop wat dit vir ons kan bring. Here, maar U weet dat die lewe wat ons leef, Here, dat hierdie reis waarop ons is, soms baie swaar kan word. Ons baie keer heeltemal kan uitbul. Ons kan oorweldig. En dat ons bietjie sig van die graf wat leeg is verloor en net die kruis sien. Ek bid Here vir elkeen vanmôre. Nie net hier nie, maar in ons gemeente, ons gemeenskap, Here, waar die donkerte soms te swaar is. Die lig nie gesien word nie. Dat U asseblief sal deurbreek, dat U hulle genadig sal wees en hulle kom ontmoet, soos wat U vir Thomas kom ontmoet het, sodat U disippels gehelp het om te glo, dat U elkeen van ons sal help om te glo, maar daar is hoop. Help ons dat ons lewens dit kan getuig. Kom vervul ons, o Heilige Gees, met die vrug van liefde, vrede, vreugde, goedhartigheid, Here, nederigheid en selfbeheersing. Kom vul ons met die gawe van lief hê en om liefde te ontvang wat U vir ons gee. Here, mag U deur U groot genade, deur U almagtigheid, Here, elkeen kom aanraak vanmôre en kom versterk. En ons lewens kom vervul in Jesus naam. Amen.